In ons voorlaaste episode van Familievreugde kyk ons na goddelike waardes. Onthou, as jy jou eie kopie van hierdie kreatiewe Bybeljoernaal wil hê, kan jy my kontak by info@vividlife.co.za. Nou, dis 'n lieflike geskenk en bied Christen vroue die geleentheid om op hul eie pas deur hierdie boek te lees, teken of bid. Jare gelede het 'n godvreesende leier my aangemoedig om elke dag een hoofstuk van Spreuke te lees. Alhoewel dit 'n inspirerende idee was, het ek klaaglik misluk en tog het sy woorde my bygebly. En in 2023 het ek almal op my blog, vividlife.co.za, en wat dit volg, uitgenooi om saam met my deur Spreuke te werk. Dit was 'n keerpunt in my lewe. God het waarhede uit hierdie boek gebruik om my hart deeglik en diep te reinig. Want Spreuke dek elke aspek van ons lewens en het nie net betrekking op Sondag se erediens nie. Dit verhoed dat ons agterloosig, selfs angstig leef in ons daaglikse handel en wandel met mense, of dit nou ons kinders, kollegas of vreemdelinge is. Daar staan immers geskrywe: wees heilig, want ek is heilig. Reg deur die Bybel is daar verwysings na God se heiligheid, want dis 'n eienskap wat hom onderskei van die mens. Hy is totaal uniek, absoluut rein en volmaak. Daar is niemand soos hy nie. Johannes skryf: God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Met ander woorde, hy is foutloos. Wanneer Jesaja gekonfronteer word met die heiligheid van God, roep hy uit: dis klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein. In die teenwoordigheid van God, wat hy tereg met vrees vervul. Ons durf God nie met sorgelose onverskilligheid nader nie, maar met vrees en heilige aanbidding, en ons moet ons kinders leer om dieselfde te doen. Dis egter nie maklik om die volgende generasie in vandag se wêreld groot te maak nie. Ons moet ons gesinne lei deur die stroomversnellings van onbeperkte aanlyn verbindings en sosiale media, die onbekende terrein van virtuele realiteit en die gebruik van kunsmatige intelligensie. Dit vind alles plaas in die era van post-truth, die woke-beweging en seksuele verwarring. Dit dra verder by tot die kompleksiteit van ons tyd. En ten spyte van al hierdie uitdagings, het God nie sy standaarde verlaag nie, maar verwag steeds dat elke generasie onberispelik voor hul medemens en regverdig voor hom sal leef. In ons praktiese toepassing hierdie maand wil ek hê jy moet besin oor wat jy beskou as jou ouers en grootouers se belangrikste erflating aan jou. Is dit materieel, fisies of geestelik van aard? En hoe bestuur jy hierdie seëninge? Seënwense en mooi loop tot volgende maand.